Luisteraars, ons praat weer vanmôre met Dr. Roelie van der Spyk. Sy tema is: jy is uitgenooi vir die fees van die onsigbare God. Roelie, in die laaste tyd het jy gedurig met ons gepraat oor feeste. En feeste is definitief deel van die Bybel wat die Here vir ons gegee het. En dit lyk asof die Here wil hê dat ons sekere sake definitief in vreugde met vreugde moet hanteer. En lyk my vanmôre praat jy weer met ons oor so 'n fees. Ons Goeiemôre het Willem, goeiemôre ja, luisteraars. ons het Ja, lanklaas ekskuus. met jou self gepraat en ek wil sê welkom terug. Ek is bly ek en jy kan weer saam praat vanmôre. Ja, dit is lekker as jy saam praat, dan vra jy 'n paar vrae wat die luisteraars dalk sou vra en miskien leer ons almal dan 'n bietjie meer van die gesprek. Ja, Roelie, die fees van die onsigbare God vanmôre. Ja, nou ek weet nie wie van julle onthou my vorige praatjie nie. Ek het gepraat van die boek van Hadassah en God wat onsigbaar is of nie teenwoordig is, dalk ten minste in die letter van die wet nie in die boek van Hadassah. Nou Hadassah, sy ander naam is Ester. Nou in daardie boek van Ester word daar geskryf van 'n groot fees wat gevier word. En Ester het mense uitgenooi na 'n fees, 'n paar feeste, maar aan die einde van die boek is daar weer 'n fees gevier oor wat God gedoen het. Ten spyte van die feit dat God nooit genoem is of sigbaar is in die boek Ester nie. Ja, maar jy bedoel eintlik dat God nie ter sprake gekom het nie. Ja, daar's nooit 'n direkte verwysing na God in die boek Ester nie. En tog vier hulle fees oor wat God gedoen het. En daarom sê ek, dit is eintlik 'n baie toepaslike tema om te sê, dis die fees van die onsigbare God wat gevier word. En interessant, hierdie fees word vandag nog deur die Jode gevier. En dis nou hierdie weke waarin ons nou is, presies in hierdie tyd, die begin van Maart, wat hierdie fees deur die Jode gevier word. Ja, baie interessant. So ons weet is in intrinsieke deel van die Jode, so die volk van die Jode is die God van Israel, die God van Ester. Die God van Ester. En God van Ester wat altyd teenwoordig is, maar partykeer onsigbaar teenwoordig is of in die agtergrond teenwoordig is. Ja. So as ons dan nou terugdink aan die gesprekke oor die boek Ester, dan onthou ons dat 'n paar dinge gebeur. Vashti is afgesit en Ester het koningin geword en Mordegai haar oom het gesê hierdie Haman wil hulle almal vermoor en sy moet optree. En mens kon nooit sien hoe God optree nie. Daar het 'n ander interessante ding gebeur. Hierdie Haman, en ons gaan nou daarvan lees. Haman het na die koning toe gegaan en vir die koning gesê: "Daar's mense wat hulle self eenkant hou. Hulle is anders as al die ander mense en hulle dien hulle eie God en hulle het hulle eie gebruike. Maar hulle bring nie eer aan u koning en aan my as die tweede in bevel nie. So ek wil hierdie volk uitwis." En hy dan die lot gegooi om 'n vaste datum te kry. Nou dit is dan ook waar die naam van die fees vandaan kom wat die Jode vier wat hierdie geskiedenis herdenk. Die fees se naam is Purim. Nou Purim, die im is die meervoudsvorm in Hebreëus. Pur is die woord, pur. En dit beteken lot, soos 'n dobbelsteentjie, 'n lot is gegooi om 'n datum te kry. Interessant, ek het nou op die internet gelees, dis sê die kommentaar daar. Haman het die lot gegooi, die dobbelsteen gegooi om 'n lucky datum te kry om die Jode dood te maak. So, dit is waaroor die fees van Purim gaan, oor die lucky datum
wat deur die Pur, deur die Lot, deur die dobbelsteen gekry is om die Jode dood te maak. Maar ek wil twee goed sê. Die een is die dobbelsteen word ook natuurlik deur die Here gebruik. En die tweede is, wil ek sê, Roelie, feit dat hierdie volk so beskryf word as 'n volk wat uniek is en nie soos die ander is nie, is eintlik 'n baie goeie getuienis oor hierdie volk, dat hulle Ja, werklik ek wil sê gehou het met die beginsels wat die Here vir hulle gegee het. ja Willem, ek het nogal daaroor ook gedink. Dis eintlik regtig 'n goeie getuienis om te sê, "Wow, hierdie mense, hulle bly by hulle gebruike en hulle godsdiens." Dis is eintlik wonderlik dat daar so 'n aanklag teen hulle gebring is. Ja. Ja, ja, Nou ja. Nou interessant, hierdie verhaal, ons gaan dit nou hier lees in Ester 3, as jy saam met my wil blaai, kyk gerus na Ester 3, ek gaan 'n hele langerige stuk daar lees. Ester, die boek Ester in die Ou Testament, hoofstuk 3, en dit gaan hier oor Haman, wat dan kwaad is vir Mordegai en dan sommer vir al die Jode ook. Ehm daar het toe 'n datum is gekry, 'n datum waarop al die Jode uitgewis sou word. En toe wou die Jode dit verander. En wat het die koning gesê? Nee, daar's klaar 'n wet gemaak. Die Jode gaan uitgewis word op daardie dag, want dis 'n wet van die Mede en die Perse. Die wet van die Mede en Perse kan nie verander word nie. Nou, hoe het God dan sy volk gered in hierdie boek Ester, as daardie wet dan nie verander is nie? Maar kom ons lees eers die agtergrond dan uit Ester hoofstuk 3 om te sien hoe die hele opbou van hierdie verhaal dan loop. Ek lees vir ons Ester hoofstuk 3 van vers 1 af. Dis 'n langerige stuk. Volg saam met my, maar dis eintlik 'n oulike verhaal. Dis 'n interessante verhaal, dis soos 'n verhaaltjie. 'n Tyd daarna het koning Ahasveros vir Haman, seun van Hammedata, die Agitiet, vereer om hom te bevorder. Hy het hom oor al sy amptenare aangestel. Op bevel van die koning moes al die dienaars van die koning wat in die poort van sy paleis was, kniel en aan Haman eer bewys. Mordegai het egter nie gekniel en aan hom eer bewys nie. Die dienaars van die koning wat in die poort van die paleis was, het vir Mordegai gevra: "Waarom oortree jy die bevel van die koning?" Vers 4. Toe hulle dit dag vir dag vir hom vra en hy hom nie aan hulle stuur nie, het hulle dit vir Haman vertel, want hulle wou kyk of Mordegai sou volhard in sy houding. Hy het hulle naamlik laat verstaan dat hy 'n Jood is. Ek wil amper byvoeg en daarom dit nie wou doen nie. Vers 5. Toe Haman sien dat Mordegai nie kniel en aan hom eer bewys nie, was hy woedend. Hy het ook gehoor wat Mordegai se volksverband is. En dit was vir hom nie genoeg om vir Mordegai alleen dood te maak nie. Haman het na 'n manier gesoek om al die Jode, die volk van Mordegai, in die hele koninkryk van Ahasveros uit te roei. In die eerste maand, die maand Nisan, in die 12de regeringsjaar van koning Ahasveros, is met die Pur, dit is met die Lot, in die teenwoordigheid van Haman beslis om 'n geskikte datum te kry om die Jode uit te roei. Die lot het geval op die 12de maand, die maand Adar, op die 13de dag. So 13 Adar word dan nou die dag waar die Jode uitgeroei sou moes word. Vers 8. Toe sê Haman vir koning Ahasveros: "Daar is 'n volk wat versprei is oor al die provinsies van u koninkryk en wat hulle self apart hou van al die ander volke. Hulle gebruike verskil van al die ander nasies se en hulle gehoorsaam nie die wette van die koning nie. Dit is nie in die koning se belang om hulle te laat begaan nie. As u dit goed vind, vaardig dan 'n proklamasie of 'n wet uit om hulle uit te roei."
ek sal dan 342 ton silwer aan u ontvangers van inkomste lewer om dit in die skatkis te plaas. So Haman het so met 'n slap storie gekom en gesê, hier is ouens wat nie goed is in die koninkryk nie, wat nie goed is vir die koning nie. Toe kan ons hulle nie uitwis nie. En natuurlik het die koning ja gesê. So, dit is hoe Haman dit dan reg gekry het om vir Mordegai en sy hele volk te wil uitroei. Dit was dan net 'n werklike teken dat hy baie aggressief 'n wrevel gehad het as hy so bereid was om ook nog soveel, jy weet, hoeveel ton silwer te lewer, te betaal eintlik om sy grief na vore te laat kom of te verwesenlik. Ja, ek voel daai geld was 'n bietjie omkoopgeld geweest om die koning weet te Ja, oortuig. definitief. Ek wil hierdie ouens doodmaak. Ja. So die dobbelsteen het die dag van die uitwissing van die Jode bepaal. Dis interessant, net die dobbelsteen, die lot het daardie dag bepaal. En daardie dag was die 13de Adar. Ek wonder of dit nie 'n Vrydag was nie. En hulle weet, ons praat mos altyd van Vrydag die 13de is 'n slegte dag. Miskien was dit 'n Vrydag, Vrydag die 13de van Adar. Was die dag waarop dan bepaal is deur die gooi van die lot, die dobbelsteentjies om die datum te bepaal. En toe Mordegai dit hoor en die Jode dit hoor, toe wou hulle dit verander en Ester wat 'n Jood was, die koningin was 'n Jodin. En sy het met die koning gaan praat en gesê, kan ons nie die wet verander nie? En die koning het gesê, dit is 'n wet van die Mede en die Perse, dit kan nie verander word nie. Maar toe het hy tog gesê, julle mag julleself verdedig, wat ek weet nie of hulle nie van tevore dit mag gedoen het nie, maar dit was toe nou wat hy hulle toegelaat het en gesê het, organiseer julleself, dat julle julleself kan verdedig op daardie dag. Dis die beste wat hy dan kon doen. So, maar nou interessant, dis wat ons nou in die Bybel lees. 13 Adar is die dag waarop die Jode uitgeroei sou word. En tot vandag toe nog word Purim deur die Jode gevier op 14 Adar. Hoekom gebeur dit? Willem, luisteraar, verstaan jy hoekom die Jode dan die 14de Adar vier as Purimfees, 'n fees tot eer van die Here, as die Bybel dan sê hulle moes uitgeroei geword het en die wet nie kon verander kon word nie. Ja, as hulle 14 nog leef, dan is waarskynlik baie rede om fees te vier. Ja, dit is presies so. So hoekom vier die Jode dan die fees? En dit lees ons nou in Ester hoofstuk 9. So van hoofstuk 3 spring ons dan na hoofstuk 9 dat nou al hierdie baie dinge gebeur, die gesprekke met die koning wat die goed wil verander, wat nie kan nie en hulle het planne gemaak hoe om dan die lot van die Jode te verander. En dan lees ons nou in Ester hoofstuk 9 vers 1 en 2. Ester 9 vers 1 en 2. In die 12de maand, dit is die maand Adar, op die 13de dag moes die wet en die bevel van die koning uitgevoer word. Nou, wat was die wet en die bevel van die koning? Dit is daai wet en die bevel van die koning wat Haman, die koning mee omgekoop het, deur vir hom daardie tonne en tonne silwer te gee, om die Jode te mag uitwis op die dag wat die lot bepaal het, en dit is die 13de Adar. So, toe dit 'n wet geword. En as dit 'n wet van die koning van die Mede en die Perse is, mag die wet nie verander word nie en die mense moes hierdie wet nakom. So dat 'n wet gekom wat sê die Jode gaan uitgewis word op 13 Adar. Nou ek lees net gebeur. In die 12de maand, dit is die maand Adar, op die 13de dag moes die wet en die bevel van die koning uitgevoer word om die Jode dood te maak. Dit was die dag waarvoor die vyande van die Jode gewag het om hulle te oorweldig. En luister nou wat die volgende sinnetjie sê. Die omgekeerde het egter gebeur. Die Jode het diegene wat hulle gehaat het, oorweldig.
Ja, en dit is eintlik hier waar ons nou by die kruks van die saak kom, hoe God in die agtergrond gewerk het, né? Onsigbaar. Dit is nie daar word nêrens gesê dat God die volk gehelp het nie, dat God die datum verander het nie, dat God die wet verander het nie. Maar God het vir hulle planne gegee, moed gegee, krag gegee dat hulle kan terugveg. En soos jy net nog gesê het Willem, nog op die 14de aan die lewe kon wees. Ja, en jy weet, dit laat my dink onmiddellik hierdie beheere wat eintlik lank van tevore afgespeel het en miskien nie so lank nie, maar die feit dat Esther dan koningin geword het, is die voorbereiding van deur die Here op 'n manier wat 'n mens op daai oomblik nie kan sien nie. En as jy hier terugkyk van hierdie gebeure af, dan weet jy dat die Here se hand reeds voor hierdie gebeure, voordat Haman kwaad geraak het en na die koning toe gaan het, was die Here reeds voorkomend aan die werk. Of, ek wil nie sê voorkomend nie, dit was die Here se manier om die Jode te bevestig, ek is God, in elke tyd. Net soos vandag, in ons lewe, daar gebeur dinge wat ons baie keer nie voorsien het nie, en dan later kan ons terugkyk en sê, die Here het voorwaar voorsien, op wonderbaarlike maniere. Ja. En dis waarom ek dan gesê het, die tema vir die praatjie is, jy word uitgenooi na die fees van die onsigbare God, want God was regtig nog Ja, altyd in die werk, alhoewel hy nie sigbaar daar teenwoordig was nie. Maar dis soos ons baie keer sê, hindsight is 2020 vision, né? As ons terugkyk dan het ons 2020 visie, en dan sien ons wat gebeur het. Maar kom ons ja, lees nog een ander versie om dit te ja, bevestig wat dan daar gebeur het, né? In Ester hoofstuk 8 van vers 16 en 17 af lees ons nou die volgende. En dit is waar die datum dan van Purim vandaan kom, né? Die Jode moes uitgewis word op die 13de, maar op die 14de het hulle fees gevier, het hulle gerus. So ek lees Ester 8 vers 16 en 17. Die Jode het in die ander provinsies van die ryk het intussen bymekaar gekom en hulle verdedig. Hulle het die bedreiging deur hulle vyande afgeweer en van hulle haters 75,000 man doodgemaak, maar nie op hulle besittings beslag gelê nie. Dit het gebeur op die 13de van Adar, hierdie gevegte wat hulle moes doodgemaak word en wat hulle teruggeveg het. Dan staan daar op die 14de van die maand het hulle gerus en het 'n dag van feesvieringe en vreugde gemaak. So, en dit is dan waar die fees van Purim vandaan kom. Die 14de van Adar is die dag van Purim, die dag waar die lot eintlik die datum bepaal het waarop hulle doodgemaak moes word, ek sê die 13de, maar die 14de, soos jy gesê het Willem, was hulle nog lewend gewees. En dit is hoekom die 14de dan die dag van feesviering en vreugde is. En interessant, dis presies wat die Jode vandag nog vier. En miskien luisteraar, as jy hierdie verhaal so van Ester hoor en van Haman en Mordegai en koning Ahasveros, sulke snaakse name, en die ryk van die Perse en die Mede, dan dink jy dalk, wow, dis sommer net verhaaltjies. Maar weet julle, in die suide van Iran kan jy vandag nog na die oorblyfsels van die paleis van koning Ahasveros gaan. Daar's nog plekke waar mens kan gaan en al hierdie goeders kan sien. En baie van die oud inskripsies is nog teen die klippe sigbaar. Dit was 'n ware gebeurtenis omtrent 3000 jaar gelede wat vandag nog herdenk word deur die Jode. ja, voorwaar ook 'n stuk waarheid, jy weet, waar sy nageslag en sy koninkryk nie meer daar nie, maar die koninkryk van God bestaan nog steeds. Ja, ja. Ja, dis my so wonderlik. So Purim is 'n vreugdefees oor God se voorsiening en redding, gebaseer op die boek Ester. So dit is vir my so mooi dat dit is waaroor Purim gaan.
En dit word hoofsaaklik deur Jode gevier en deur Messiaanse Jode, met ander woorde Christene wat ook die Joodse dinge sterk volg. Maar ons kan dit ook 'n fees maak. Want wat doen die Jode op Purim? Hulle bak baie goeders. Hulle bak seker driehoekkoekies en dit lyk soos 'n moesaatjies, maar soet is wat soet is en hulle gee dit vir mekaar. Hulle gee geskenke vir mekaar. En dit het 'n dag geword waarop die Jode vir mekaar sê, kom ons gee vir ons bure ook 'n bietjie vreugde. Kom ons gee vir hulle 'n geskenkie. Kom ons deel die vreugde wat ons as Joodse volk het. Dat God altyd by ons is met ons bure. Is dit nie 'n goeie oproep vir jou en vir my ook nie? Ja, voorwaar. Ja, en ek dink baie keer ons hele lewe wat aan God gewy is en ons sê aan dankbaarheid, ons kan dit net sowel op 'n konkrete manier meer kere deel met ander. Ja. En ek dink ons is soos dit in die boek Ester was. Ons sien God nie raak nie. Dit is so. Ek sien nie elke dag vir God raak nie. Maar as ek terugkyk, dan besef ek God was nog altyd in die agtergrond aan die werk. En ek wil amper sê, vier ons dit ooit. Purimfees is die perfekte tyd om dit te vier, dat jy kan onthou, jy teruggekyk en gesien dat God eintlik nog altyd in die agtergrond aan die werk was. Dan kan ons saam met die Jode die fees van die onsigbare God vier, Purimfees vier. En interessant, hierdie jaar 2026 is Purim se datum in die moderne kalender op 2 Maart. So, kom vier 'n dag van vreugde dat God in jou lewe teenwoordig is en altyd aan die werk was, saam met die mense wat Purim vier. En doen wat die Jode doen. Gee vreugde aan jou bure en gee iets te eet, iets soets vir jou bure. En sê vir hulle, ek doen dit. Ek wil my vreugde, die soetheid van my lewe deel met jou, omdat God altyd in my lewe is. Ek dink dit is 'n baie mooi manier om hierdie fees van Purim dan ook 'n fees vir ons as Christengelowiges te maak. Nie net 'n fees van die Jode oor die Joodse lewe nie, maar 'n fees van die volk van God wat deur God bewaar word en by wie God altyd teenwoordig is. Ja, so voorwaar baie keer onsigbaar, maar nie afwesig nie. Dis mooi gesê, ja. Goed, luisteraars, ek wil afsluit dan deur te sê, as jy ook sulke interessante, mooi, oulike dinge in die Bybel sien, veral in die Ou Testament, kontak my gerus. My nommer is 074 419 8353. Ek sal graag van jou wil hoor. Ek sal graag wil hoor wat sê jy oor my verstaan van die Ou Testament, my inkleding van die Ou Testament en my uitlig van die feeste van die Ou Testament vir ons as Christene ook. Baie meer as net vir die Jode. Want die hele Bybel is die woord van God. En die hele geskiedenis in die Bybel is die geskiedenis van die volk van God, waarvan ek en jy ook deel is. Mag jy God se teenwoordigheid, sy onsigbare teenwoordigheid in die agtergrond ook vier. En hierdie vreugde aan jou bure gee en vir hulle vertel, jy doen dit omdat God teenwoordig is in jou lewe. Baie dankie. Seën vir julle. Baie dankie Rulie, tot 'n volgende keer. Baie dankie. Seën vir almal. Totsiens.